Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons sê vir u dankie. Dankie vir die saamkuier. Dankie vir die ondersteuning deur net u dat na die program kyk. Dat u net vir ons bid en ook nie ophou om vir ons te laat weet as ons vir u moet bid nie. Daar's baie mense wat vir my boodskappe stuur. Ek waardeer dit. Ek bid die Here se seën oor elkeen wat werklik vir ons ook intree. En vandag wil ek graag net weer aangaan met my sussie Megan. Ons tyd het uitgehardloop en dit is so lekker om na haar te luister. Dit is net so lekker om te hoor dat God nie sluimer of slaap nie. God se woord sê, hy sluimer of slaap nie. En alhoewel Megan gevoel het vir haar, dit is vir 'n lang tydperk wat die Here werklik haar lewe verander het in totaliteit. En die Here het haar so geskool dat sy 'n pragtstuk is in die oë van die Here vandag. Megan, baie dankie. Baie dankie dat ons nog weer kan aangaan, meer van die mense vertel van Megan. En ek kan die mensies gaan groet, maar dan wil ek gou 'n versie lees. Ag ja, ek is so dankbaar vir die Here vir hierdie geleentheid wat ons weer het om aan te kan gaan op hierdie onderhoud en ek wil elkeen groet wat ingeskakel is en ja, ek is opgewonde om te ervaar wat die Here vanaand wil doen. Halleluja. Ja, nee, dit is omtrent so. En ek wil graag net ter stigting, ter bevestiging wat haar boek oor gegaan en dan is dit net waar die Here so duidelik sê, maar hier moet ek my bril opsit want hier is klein skrif en ek gaan dit nie kan lees as ek nie my bril opsit nie so. Maar ek wil vir u sê ons moet die Here baie meer begin vertrou. Dit is so belangrik dat ons in hierdie omstandighede wat Megan ons nou van vertel het met die vorige opname en sy nou aangaan, is dit so duidelik dat die Here 'n doel het met elkeen van ons in die lewe. Hy sê hier so in 1 Kronieke 28 vers 20, en ek lees net 'n gedeelte, en ek lees uit die Messenger uit. Hy sê, David continued to address Solomon. Hy sê, take charge, take heart. En ek wil vir iemand daar sê, vat beheer. Don't be anxious or get discouraged. God, my God, is with you in this. He won't walk off and leave you in the lurch. He's at your side until every last detail is completed for conducting the worship of God. En daai was my so, toe ek nou haar boek klaar gelees het en ek gaan kyk so 'n bietjie en die Here wys hier vir my waar koning Dawid met Solomon, met sy seun Salomo gepraat het en hom bemoedig het, weet, dat jy werklik in jou boek praat jy ook weer van die volle wapenrusting en ek is verlief op die volle wapenrusting. Ek en my vrou doen hom elke dag en dit is so belangrik dat ons dit doen en dit is belangrik, ek glo, dit was werklik onder die leiding van die Heilige Gees, dat jou boek kan ek sê, amper op die einde, die volle wapenrusting deurgebring het. So Megan, jy het nou met die vorige opname, het ons so 'n bietjie gespring, kan ek sê, van 18-jarige ouderdom af, tot nou al 'n volwasse vrou. Maar ek wil jou 'n bietjie terugvat. Nou moet jy my vertel, hoe die Here met jou pad gestap, kom ons sê hierso van 20-jarige ouderdom af, tot die man van in jou lewe gekom het, wat jou, kan ek sê, jou voete onder jou uitgeslaan het? So vertel ons 'n bietjie daarvan. Sê van 19-jarige ouderdom het ek begin 'n kerk loop en begin doen wat 'n kind van die Here doen. Maar tussen dan en nou was daar baie uitdagings tussenin. En soos ek ook vorige keer genoem het, ek het nie ten volle die Here ingeneem en sodat hy kan oorneem nie. Ek het baie gedeel met die feit dat kyk op 19 jaar of na 19 jaar dan begin jou nuwe lewe eintlik, want dan sê jy skool uit en jy moet nou begin 'n werk soek of jy gaan studeer of jy gaan jou lewe begin basies. Ek het nie 'n werk gekry nie en ek kon ook nie by soos 'n universiteit of 'n college, ek was nie my op akademiese vlak was ek nie
Jy het nie universiteitsvrystelling gekry. vrystelling gekry nie, basies, ja. So, het was 'n regte plek waar ek gevoel het, wat gaan van my lewe word? Ek het nie geweet en met klaar my agtergrond wat lyk en voel soos wat ek voel, het dit regtig vir my gevoel asof ek eers na toe beweeg het. En op 'n eenvoudige manier het die Here vir my deur oopgemaak by 'n werksplek. En ek het daar ingestap en ek het geglo, of as ek terugkyk dan besef ek, dit was maar net as amper soos 'n stepping point wat die Here gebruik het om my net daar te kry, sodat ek iemand anders kon ontmoet om my na die volgende punt toe te neem. En daar het ek iemand ontmoet wat my voorgestel het aan, of ja, wat my of hy het altyd ingekom by die winkel en altyd met my gesels, en ek glo vandag die Here het hom gebruik om deur te kom na my toe, en hy het my toe gevra, hoekom studeer ek, hoekom werk ek hier, hoekom studeer ek? En hy het my amper so bemoedig om verder te gaan studeer. En ek het hom gesê, ek kan nie inkom nie. Hy het my toe gesê, geef my jou details, geef my goedjies, en hy het toe so reëlings gemaak dat ek by 'n landbou college kan inkom. En daar het dus begin, my journey daar begin met wingerdbou, en ek het lang gedink, dit is waarin ek gaan wees en wat ek gaan doen as 'n loopbaan, maar die Here het dit anders omgewerk en hy het my bekendgestel of blootgestel aan 'n ander tipe kursus. En toe ek daai kursus doen het ek begin 'n passie ontwikkel vir mense, vir arme mense, vir mense in agtergeblewe gemeenskappe. En dit het my geleer hoe om met hulle te werk en hoe om 'n pad saam met hulle te stap. En uit dit het ek ook baie gevoel asof dit vir myself was, asof dit 'n journey was wat ek geleer het hoe om ander te help, maar dit ook vir my as persoon gehelp. En so het dit aangegaan en ek het bekend geraak met Elsenburg en ek het ook 'n vriendin gehad wat daar gewoon het. So na hierdie hospitaalstorie het ek gevoel ek wil wegbreek van die huis af. Omdat ek baie van my seer by die huis gelê het en ek het gevoel ek wil wegbreek van die huis af. En sy het vir my uitgenooi na hulle toe, om vir 'n naweek by hulle toe kom kuier en ek het daar gaan kuier. En hierdie naweek het 'n ander vriendin wat in dieselfde area gewoon het my genooi na hulle toe. En met dit het sy gevra dat ek net moet oorkom en haar familie ontmoet. En dit is waar sy vir my voorgestel het aan haar neef. En haar neef was toe die persoon wat, soos oom gesê het, my voete onder my uitgeslaan het. Maar die Here het dit so mooi bewerkstellig. Hy het so 'n mooi hart gehad. Hy het my altyd bemoedig en altyd moed ingepraat en het elke ding wat ek met hom later begin deel het hy so die lig in dit gesien, waar ek gevoel het dinge gaan nooit beter raak, het hy altyd gesien dat daar lig op my pad gaan kom. En hy het altyd vir my gevra, gaan ek die Here aanneem, wil ek die Here aanneem, en dit het mos nou dan my by die punt gebring waar ek die Here toe aangeneem het. En soos ek die journey geloop het dinge begin verander, en dit is waar ek toe later 'n werk gekry het, en die Here het my deur oopgemaak by 'n college, en waar ek voorheen nie gekwalifiseer het om by 'n universiteit of by 'n college in te kom, en so die Here my loopbaan begin vorm, en dan by die kerk was dit, ek het 'n nuwe experience gehad van kerk toe gaan, want waar ek gewoon was ons tradisionele manier van kerk gaan, en dit was soos kerk toe gaan, en dan is dit mos nou reg, het was mos nou in die kerk, maar ek het regtig geleer om in 'n verhouding met die Here te gaan, om Christen eienskappe te begin aanleer en my leefstyl basies te verander. En ja, ek dink dit is die pad wat ek met die Here gestap het. Dit was nie altyd maklik nie, daar was baie ander tipe uitdagings intussen, en in dieselfde tyd het my seer by die huis was nog nie opgelos nie, so dit was die hele tyd 'n kwessie tussen waar ek by die huis nog steeds gebroken gevoel het en gevoel het ek is nog 'n niks werd, en aan die ander kant as ek weer by die kerk uitgekom het, dan het ek weer gevoel, ek het beter gevoel asof ek vir daai oomblik net kon vergeet het wat by die huis aangaan, en dan kon ek weer geleef het en die liefde van die Here ervaar het tussen sy kinders, en dan is dit weer by die huis, dan voel ek weer soos niks, en daar was altyd 'n fight, as ek het 'n fight kan noem, daar was altyd 'n fight tussen amper asof die keuse wat ek gemaak het verkeerd was, asof dit nie reg was. Ek kan onthou, daar was 'n stadium waar ek en my ma baie
kop aan kop was, waar sy bietjie ontevrede was die feit dat ek nou die doop ondergaan. Ek moes nou gedoop word en sy het gevoel, hoekom moet ek nou gedoop word terwyl ek nou so groot is en ek was dan nou 'n baba toe ek nou gedoop was. So dit was sulke tipe uitdagings wat ek moes deurgemaak het en wanneer ek nou moes bid, as dit nou my bidtyd was, ek kan onthou 6 uur was ons bidtyd gewees en dan moet ek dit altyd sekeratief gedoen het want dit is mos nou nie deel van hoe die huishouding is en so dit was 'n regte journey van waar ek tussen die twee moes survive het, as ek dit so kan stel. Maar nooit het ek kan sê ek het nooit regtig gevoel dat ek die Here wil opgee nie of wil omdraai en hom los nie, want dit was vir my regtig het ek gevoel 'n leerproses. So elke keer wanneer ek 'n moeilike situasie deurgegaan het, dan het daar altyd iets gebeur wat my weer 'n bietjie moed gegee het om aan te gaan. En ja, ek kan sê ek was nog nie regtig waar ek moes wees nie, maar ek glo dit was 'n journey geweest wat ek moes stap. Jy weet Megan, ek weet ek het dit gister vir jou genoem, vir jou en Rafkin. En dit is dat die Here vir ons baie dinge wys. En toe ek het genoem van ons praat van die pottebakker, ons praat van die tuinier, maar ek het werklik dit al so gesien dat ons baie keer in 'n tuimeldroër gegooi word en ons word werklik rondgeskommel. En as ek na jou luister en ek besef die pad wat jy geloop het, is jy regtig in 'n tuimeldroër gewees, jy weet, wat jy om en om was, jy baie keer nie geweet of jy die dag van môre gaan sien nie. En hoe die Here met elkeen van ons 'n plan het, hoe hy jou dan vorm, het sy nou met die pottebakker en hy haal daai stukkies uit wat hy moet uithaal. En op die einde van die dag is jy 'n pragtstuk. Weet, en dit is so belangrik. En nou moet jy vir my nou 'n bietjie weer gaan in, jy ontmoet toe nou vir Rafkin, ek noem hom nou by die naam, né? En jy het nou, soos jy sê, van die kerk afgekom, toe jy nou eerste keer in hierdie kerk kom en jy moet hier hande klap en jou hande, was dit vir jou baie erg geweest? Dit was baie vreemd geweest. Dit was regtig baie vreemd. Ek kan onthou dieselfde aand of dieselfde dag wat ek hom ontmoet het. Ek het hom soos letterlik nou ontmoet en hulle het 'n celebration, die Saterdag aand het hulle 'n celebration gehad. En hy nooi my toe na die celebration toe. Maar met al die hande klap en amen en halleluja was dit vir my baie vreemd geweest want ek ken dit as stil waar hulle baie uiting gegee het en hoe hulle voel en om die waarheid te sê, dit was vir my iets anders om te ervaar. Het was iets vreemd om te ervaar, maar die atmosfeer wat daar geskep was vir my besonder geweest en ek dink dit het my getrek, dit het my laat voel, wow, dit is wat ek in my lewe wil hê, want daar was 'n gelag, daar was blydskap, daar was so 'n warmte in daai atmosfeer. Nou sê gou vir my, jy moet nou gewoon na die Here nou hierdie pad met jou gestap het, jou eerste dogter is wanneer gebore? Sy is 2014 gebore. Okay. En vir 9 jaar was sy die enigste kind. Vir die enigste kind, yes. En toe kom die verrassing. Yes. Een wat jy nog nie beplan het nie. Die bondeltjie vreugde. Wat toe jy agterkom jy swanger? Wat het deur jou gedagtes gegaan? Nou die tweede keer ook. Ja. Om my waarheid te sê, het ek onmiddellik geweet, dit is iets wat die Here beplan het, want soos ek sê, ons het dit beplan nie, en ons het seker gemaak, dat gaan nie weer iemand kom en dit het regtig soos iets bonatuurlik gebeur. En toe dit gebeur was in dieselfde tyd waar ek begin questions het dit oor hoekom, en begin ervare dat daar sekere goed in my lewe missing is, even though ek die Here geken het ek geweet dat sekere goed wat in plek is. En toe dit gebeur, het die Here my so stelselmatig goedjies gewys wat uit plek het is. En ek het geweet dat amper soos toe ek die pad van swangerskap gestap het, op sekere plekke, op sekere tye het ek ervaar, maar eintlik wou die Here gehad het, hy wou my eintlik by die plek gebring het. Hy wou eintlik gehad het ek moet so voel. En spesifiek soos nagte wat ek moes wakker sit met die kind, want sy moes gevoed word. Dit is iets wat moes gedoen het, dit was dringend vir haar, maar dit was in die geestesafdeling was dit belangrik vir my. En ek kon daai tyd gebruik het om
om vir haar te voed, maar ook om myself geestelik te voed. In die woord gebid, nagte gebid wanneer ek met haar opgesit het en selfs deur die loop van die dag moes ek rustig geraak het. En ek weet nie of Nova was sy was baie verskillend as Joy. Met Joy was 'n baie stil baba. As baba, sy het amper nooit gehuil nie. Maar waar Nova baie woelig was, sy wou gehad het, ek moes met haar sit, ek moes met haar rond beweeg en in die rond beweeg het ek ervaar, maar dit is mos wat die Here wil gehad het, ek moet doen. Hy wil net gehad het, 'n bietjie rustig raak en ek het ervaar in die tye hoe die Here met my praat, hoe die Here my voed met goed wat belangrik was vir my gees. Nou sê gou vir my, ek nou weer iets anders en ek moet vir julle sê, daai is 'n bondeltjie vreugde hoor, sy's besig, daai enetjie. Jo, sy's aan die gang en sy gaan hulle jonk hou vir Rafkin en vir Megan. Megan, nou wil ek na iets anders toe gaan. Hoe lank het die Here dit op jou hart gelê om 'n boek te skryf? Van wanneer af kom dit? Die boek kom van verlede jaar al aan. Dit was toe ek regtig heavy begin voel het en besef het mos nou dat daar dinge in my lewe is wat nog nie uitsorteer is nie. En dit is waar ek besef het ek het nog healing nodig. Ek het nog plekkies wat seer is wat uit die pad uit moet kom en vergifnis was een van die dinge. Ek het amper soos oor dit gekom. Dit was my kwessie van ek en my ma het is nou al 3 jaar waar ons lewe in vrede lewe, as ek dit so kan stel. Maar ons het nog nie regtig mekaar vergewe nie. Ek weet nie of dit sin maak wat ek sê nie. Jy gaan aan is asof jy gaan aan, jy het nog net aangegaan. Jy vergeet basis van wat gebeur het en jy gaan net aan en dit werk nie regtig so nie. Ons het nodig om te vergewe wat gebeur het. En dit is nie net mense wat ek moes vergewe het. Ek moes nie net my pa vergewe het wat net daar was. Ek moes nie net my stiefpa vergewe het vir wat hy gedoen het nie, vir my ma vergewe het dat sy of my laat voel het soos ek gevoel het nie, maar ek moes ook geleenthede, events in my lewe moes ek ook vergewe het. Soos daar was tye wat ek self geglo het die leuen wat oor my uitgespreek is, vloeke wat oor my uitgespreek het ek geglo en ek het dit self herhaal. Ek het myself ook begin sê, ek is nie goed genoeg en daar is nie vir my 'n toekoms nie. So daai goed moet ek ook bely het voor die Here en myself vergewe het daarvan. So vergifnis was vir my die eerste ding wat God aan my geopenbaar het wat nodig is. En toe ek by daai punt gekom het waar ek totally vir hulle vergewe het en oorgegee het en myself ook kon vergewe, toe kan die Here begin met die healingpad. En dit is waar ek begin ervaar het hoe ek anders na dinge begin kyk. Ek het nie meer uit 'n plek uit na dinge gekyk waar ek met seer geopereer het, waar ek met seer my uitdagings benader het, maar ek het 'n beter prentjie gesien, ek het dit beter benader en God het vir my 'n groter prentjie gewys vir wat hy vir my in store gehad het en daai aan toe hy my wakker maak en vir my sê, hierdie woorde sê dat ek moet leer om kind te wees, het ek besef dat ek moet oorgee aan die Here, ek het nodig dat ek aan hom moes oorgee en dit is toe ek begin neerskryf, want ek het letterlik, dus ek het al die goedes heeltyd in my kop gedoen, en die woorde het by my gekom, skryf dit neer, en ek het dit neergeskryf, ek het alles neergeskryf, en toe ek nou dit neergeskryf het, toe lyk dit vir my na 'n boek, of die thought kom toe op, miskien moet ek 'n boek skryf, en ek het myself gesê, maar ek wil ook nie 'n boek skryf nie, want het was net nie my bedoeling of my plan om 'n boek te skryf nie. Maar toe kom die woorde van die Here by my dat my storie, dit waardeur ek gegaan het, is nie vir my nie. Dit is vir iemand daar buite wat deur 'n selfde ding gaan, wat deur 'n soortgelyke ding gaan. En dit is toe ek besluit het dat ek gaan die boek skryf en ek het alles neergepen en die Here het vir my meer dinge oopgemaak en meer dinge neergepen en ek het gevoel ek wil nie net my storie deel nie. Ek wil regtig my storie moet 'n impak maak in iemand se lewe en dit is waar die deel 2 van my boek ingekom het. Dat die een wat dit lees ook deur 'n pad kan gaan waar hulle genesing vir hulle self kan vind, waar hulle ook kan deel met vergifnis en met goedjies wat hulle dalk gedink het is okay om aan te beweeg. Weet Megan, terwyl jy nou so praat, dan besef ek net, een van die grootste dinge wat ons as kinders van die Here miskyk,
is om jouself te vergewe. Baie keer sê ja, jy vergewe daai een oor dit wat hulle aan jou gedoen het, maar vergewe jou, wanneer vergewe jy jouself? Dit is so belangrik en dis wat jy nou genoem het. En ek meen, dit het die Here werklik die Heilige Gees het aan jou geopenbaar om jouself te vergewe. En ek glo teen die tyd toe jy nou hierdie boek nie geskryf het of toe die boek klaar gedruk is, wat se ervaring het jy gehad? Toe jy die eerste keer hierdie boek in jou hand neem, Unlocking the Door No One Can Shut. Om die waarheid te sê, toe ek hierdie boek in my hand hou, toe het ek geweet, dis regtig van die Here af. Want dit was nooit in my plan of my beplanning om 'n boek te skryf nie. En ek kan ook even onthou hoe ek geworstel het, okay, ek gaan dit nie laat druk nie, ek gaan dit net dan so doen. Ek gedink ek gaan dit net so op 'n PDF laat doen en as mense aanvra vir dit, sal ek dit net aanstuur of so. En die Here vat my deur 'n journey, nee, dit moet gedruk word en dit moet so gedoen word. En toe ek regtig staan met die ding, met die boek in my hand, toe besef ek, dit moet van die Here af wees, want dit was regtig iets wat ek voorbeplan het. Hoor, ek moet vir jou sê, regtig, vir my, en ek is lief vir lees, en ek het dit vir jou gesê, voor die opname, jy werklik my geïnspireer deur hierdie boek. Ek wil net so vinnig gou vir u lees, wat in die agterkant van die boekie staan, en hy sê, have you ever felt held back by invisible chains, wounds, strongholds, or patterns that steal your joy, and block your God-given blessings? Weet, en sê, Unlocking the Door No One Can Shut is a transformative journey designed to guide you into freedom, healing, and your God-given identity and purpose. En dit is waarmee ek wil afsluit. Hierdie boek wys werklik dat elkeen van ons het 'n goddelike identiteit wat die Here vir ons gegee het. En ons moet toelaat, soos jy nou gesê het, jy het op 'n plek, op 'n punt gekom wat jy weet jy moes oorgee. En as jy eers op daai punt kom dat jy oorgee, dan gaan God werklik wat hy vir jou instoor het, jou identiteit, gaan hy vir jou werklik laat uitkom. Jy weet, jou tipe kleur van jou blom, wat jy gaan blom vir Jesus, gaan regtig te voorskyn kom. En van my kant af, moet ek vir jou sê, dat ek weet, ek is baie lief om te sê, ons moet ons woorde reg kies, maar jy kan goed voel oor hierdie boek. Jy kan trots wees op jouself, dat jy jouself jou ontbloot het oor jou lewe. En ek glo dit was nie altyd maklik nie, het is nog steeds nie maklik nie, soos jy sê, op tiener was jy skaam om daaroor te praat, en die Here het gekom en vir jou dit maklik gemaak, om te sê, jy hoef nie skaam te wees daaroor nie. Ek het dit gesien, ek was daar vir jou, al het jy dit nie ervaar altyd nie, of so gevoel nie, maar dit is wat die duiwel vir ons so maklik wil wys maak. Nee man, jy is niks werd nie, jy is nie goed genoeg nie. Elkeen van ons is 'n prins of 'n prinses in die Here. So ek wil net vir jou sê, Megan, baie geluk met hierdie boek, en die kykers kan jou kontak, jou nommer gaan verskyn, as hulle die boekie wil in die hande kry. So ek wil vir u sê, regtig, ek het hierdie boekie geniet. So kom, kontak Megan, praat met haar, as jy net wil hê. Megan, jy sal tot by mensies gaan gesels, nee, ek meen, jy sal by vroue tees en goed, sal jy kan gaan gesels. Ek meen, dit is waarvoor die Here jou geroep het. Ja, wat lank het ek gedink, ek sal nooit so iets kan doen nie, maar ek dink dat die Here even so deur vir my sal oopmaak om dit te doen. Ek love om met mense te werk, ek het 'n passie om met mense te werk, so ek sal, as ek benodig word, sal ek gaan. Amen. Megan, ek wil vir jou dankie sê. Ek wil vir jou sê, ons spreek die seën uit oor wat hierdie boek in mense se lewe daar buite gaan doen, want soos ek sê, jy het nie net geskryf oor jou lewe nie, maar jy gee ook daar vir 30 dae dagstukkies wat mense 'n pad kan stap. En dit is so belangrik. Ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. My boetie, my sussie daar buite, moenie skaam wees om te getuig, om te vertel hoe die Here vir jou verander het, jou omgedraai het nie. Dit is vandag vir my so lekker om te kan sê,
Wel gedaan, Megan. Very good. Jy maak my trots, regtig. Jy maak my voel oor en oor is dit die moeite werd om 'n kind van die Here te wees. En jy moenie terugstaan nie, moenie enige negatiewe kommentaar van enige iemand vat of aanvaar nie. Jy is 'n kind van die Here. Jy is duur gekoop deur sy bloed. So ek wil vir jou sê baie dankie. Sterkte vir jou boek en ek weet Rafkin gaan jou, hy ondersteun jou nog al die jare en hy gaan jou nog steeds hier. Ek dink hy self baie trots oor jou met hierdie boek. So baie geluk dat hierdie boek die lig gesien het en ek weet dit gaan baie mense se lewe verander daar buite. Baie dankie. Gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed? Is dit reg? Ja, is reg. Daar sê ek wil vir u nou groet en ek sê vir u totsiens tot volgende keer. Baie dankie. Bye bye. Here, ek wil dankie sê vir oomblikke soos hierdie. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees en kan weet, Here, dat u by ons is. Here, dankie dat ons vandag hierdie opname kon doen en dankie, Here, vir elkeen wat ingeskakel is. Here, ek weet dat dit nie per toeval is dat iemand ingeskakel is nie, Here, maar ek weet dat u selfs deur dit 'n plan het, Here. Ek wil kom bid, Here, Vader, dat, Here, wat gespreek was deur hierdie opname, Here, dat dit in iemand se hart sal werk, Here. Ek weet daar's iemand wat ingeskakel is, wat dalk voel dat lewe nie die moeite werd is, wat dalk voel hulle lewe is op 'n punt waar dit nie vir hulle sin maak nie, Here, dat hulle dalk vra het, Here, dat hulle dalk nie weet, Here, Vader, hoekom dinge met hulle gebeur nie, Here, maar ek wil bid dat u dit sal verander vir hulle, Here. Ek wil kom bid dat u sal sigbaar word in hulle lewe, Here, dat hulle u sal sien selfs in die kleinste dingetjies wat in hulle lewe gebeur, Here, en sal ervaar, Here, hoe u wil inkom in hulle lewe, Here. Ek wil kom bid, Here, dat hulle u stem sal begin hoor, Here, Vader, en die hand sal ervaar in hulle lewe, Here. En ek wil kom bid dat u in sal beweeg, Here, en verandering sal bring, Here, Vader. Ek kom bid, Here, Vader, dat u wil in elke een wat ingeskakel is se lewe geskied, Here, Vader. Ek kom bid, Here, Vader, dat u verheerlik sal word, Here, Vader, wanneer hulle kom en sê, Here, nie meer hulle wil nie, maar u wil, Here, Vader. Ek kom dankie vir alles wat u doen, Here, Vader, en Here, seën dan dit wat voor lê in Jesus naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.